1 Johannes 5 vers 14 sê, dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat wat ons ook al volgens sy wil vra, hy na ons sal luister. Jesus het nogal 'n herrie in die tempel veroorsaak nadat hy in Jerusalem aangekom het. Hy het die geldwisselaars verdryf, het hulle tafels omgegooi en hulle skerp berispe. En daarna vertel Matteus 21 vers 14 vir ons, dat blindes en krepeles na hom in die tempel gekom het en hy hulle gesond gemaak het. Het lyk vir ons gepas, die perfekte plek vir Jesus om wonderwerke te verrig, maar in Jerusalem was daar 'n tradisie voorgeskryf dat blindes en krepeles nie die tempel mag binnegaan nie. Hulle onvolmaaktheid het hulle die reg ontsê om toegelaat te word tot die einste plek waar hulle genesing kon ontvang. Jesus het deur die hindernisse gebreek, deur tradisie geskeur om die wat seer gekry het te verwelkom. Hier, waar hulle net verwerping en weerstand gevind het, het Jesus sy hand uitgesteek om blinde se oë aan te raak en lam ledemate te genees. Dwars deur die woord sien ons hoe Jesus sy hand uitreik in verwelkoming, 'n maaltyd met tollenaars deel, 'n kind op sy skoot trek, 'n melaatse aanraak, Petrus uit die see uitblik, 'n dooie meisie se hand neem, modder aan 'n blinde man se oë smeer. Hy het hulle vrae en hulle komplikasies, hulle siektes en hulle swakhede verwelkom. Ons kan met vrymoedigheid die troon van genade met volle vertroue nader, my vriend, om barmhartigheid en genade daar te kry, volgens Hebreërs 4 vers 16. Aba Vader, dankie vir hierdie kosbare woord vanmôre. Dankie Here dat ons kan weet dat U arms uitstrek na ons toe. Maak nie saak wat ons tekortkominge en ons gebrek is nie. Dankie Here. Dankie vir U onvoorwaardelike liefde. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.